Net soos wat ons liggame gevoed moet word met kos om fisies te kan groei, moet ons geestelike liggame ook gevoed word. Jou liggaam kan nie ontwikkel sonder kos en sonder voedingsstowwe nie. Plante kan nie groei sonder voedingsstowwe nie. Diere ook nie. Net so kan jou innerlike mens nie groei sonder die woord van God nie. God se woord is ons geestelike kos. Dit is ontwerp om ons te voed, om ons te versterk, om ons te herstel, om ons te vorm en die belangrikste, te laat groei. Wanneer 'n gelowige die woord van God lees en oordink en inneem en dan natuurlik gehoorsaam, gebeur daar iets heiligs. Jou siel word gevoed, jou hart word bemoedig en jou denke word nuut gemaak. Jy dink anders, hoe dieper jy in die woord van God gaan, hoe meer voedsel jy inneem, hoe meer verander jou denke. Die Bybel gebruik hierdie voorbeeld 1 Petrus 2 vers 2. Soos pasgebore kindertjies verlang na onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan groei. Ons moet verlang na die woord van God, na iets wat nie deur die wêreld korrup gemaak is. Nuwe gelowiges begin met die melk van die woord, die basiese onmisbare waarhede van geloof. Christus, verlossing, gebed, gehoorsaamheid, aanbidding en diensbaarheid. Dit is die eerste voeding wat die geestelike lewe help stabiliseer en help bou. Maar groei stop nie daar nie. Melk is nie die bestemming nie, dis die begin. Naarmate 'n gelowige die woord van God gereeld inneem, roep die Here hom tot 'n dieper begrip. 'n Geestelike dieet wat sterker, ryker en meer uitdagend word. Wie sien liever 'n lekker dik stuk steak? Die Bybel het ook steaks. Hebreërs 5:12 tot 14 sê, want terwyl julle na die tyd gerekende leraars moes wees, het julle weer nodig dat iemand julle die eerste beginsels van die woord van God leer. En julle het behoefte geword om melk te gebruik en nie vaste spyse nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van die geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar die vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat deur gewoonte geoefen is om goed en kwaad te onderskei. Ons kry baie mense wat jare al die Here dien, maar wat nog sukkel met die basiese beginsels, wat nog sukkel om te verstaan van vergewensgesindheid, wat nog sukkel met gebed, wat nog sukkel met die mees basiese van Christelike beginsels. En ons moet groei, en ons kan net groei as ons tyd in die woord van God spandeer. Want hierdie beweging van melk na vaste kos, dit is die kern van geestelike groei. Dit beteken nie net meer kennis nie, maar 'n dieper gehoorsaamheid. En Jesus sleutel, gehoorsaamheid. 'n Volwasse toepassing van die woord in jou alledaagse besluite, in jou houding, in jou reaksies, basies in jou attitude. Maar groei vind nie plaas wanneer die woord slegs gelees word nie. Dit moet deel word van jou. Dit moet ingeëet word soos geestelike brood vir die binneste. En ek gaan weer dit sê, dit moet gehoorsaam word. Jeremia 15:16 U woorde is gevind en ek het hulle opgeëet. En die woord was vir my tot vreugde en tot blyskap van my hart, want U naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Jy moet opgewonde wees oor die woord van die Here. Soos fisiese kos energie gee, bring die woord vreugde, helderheid, krag en groei. Dit bou 'n volwasse geloof wat nie deur storms, seisoene of enige iets gebuig kan word nie. Geestelike groei gebeur wanneer God se woord die daaglikse lewensnoodsaaklike voeding van jou siel word. Want alles wat nodig is vir groei, melk, brood, vaste kos, steaks met 'n pepersousie, lê reeds ingebou in die woord van God. Die gelowige wat sy lewe daarop grond, groei onkeerbaar in volwassenheid, wysheid en hy word al hoe meer soos Christus. Hemelse Vader, ons kom vra vir U in die naam van Jesus, om vandag vir ons die kos te gee wat ons nodig het. Help ons, Here, om die basiese dinge van U te verstaan, sodat ons kan aanbeweeg en kan leer hoe om werklik te groei, hoe om werklik die kinders te wees en hoe om werklik 'n verskil te maak.
Here, kom haal al die petty goedjies wat ons baie keer pla en wat ons laat terugval. Here, kom haal dit uit en kom gee vir ons daai standvastigheid wat ons as geestelike volwasse kinders van U nodig het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.